Goeiemôre, ek is Nadine, die Mothers for Care koördineerder van George. Ek wil julle vanoggend bemoedig deur die feit dat die Here mens bekragtig. Al voel jy baie keer jy's nie opgewasse vir die taak wat voor jou lê nie. Ek het 'n rukkie terug besef ek wil weer al die dames bymekaar kry wat deur omstandighede het ek voltyds gewerk vir 'n hele lang tyd en ek kon toe nie fisies bid by die skole nie en dit het my nogals gepla dat ek nie kon fisies daar wees nie. En hierdie jaar toe besef ek, ek moet werklik weer die vrouens bymekaar kry en ons net weer hulle bemoedig want ek het nog steeds die Testimony Tuesdays en al die goed aangestuur, maar ek wil graag uitvind hoe dit met almal gaan. Kon ek weer bid by my seun se hoërskool en dit was altyd baie geseënd, maar ek het besef ons moet die vrouens weer bymekaar kry. En so het ek begin om uit te vind watter dag sal werk vir elkeen, maar die terugvoer was baie min. Baie min mense het my geantwoord en baie keer het ek agtergekom, elkeen het 'n ander dag wat vir hulle pas en ons kon net nie bymekaar uitkom nie. Later het ek gedink, man, dit is die rede hoekom ek gaan alles net los. Ek wil eintlik nie meer hierdie goed doen nie, dit gaan nie vir my werk nie. Maar ek besef nou, dit was maar alles die vyand. En so kom dit dat op 'n stadium so 4 mense terug antwoord en sê, hulle kan nogal Vrydag sal vir hulle werk om net bietjie by mekaar te kom en bietjie koffie te drink en net weer bietjie te vra wat gaan aan, wat is julle challenges en wat is julle goeie goed in julle groepies waar julle bid. En so sê ek toe nou nee goed, kom ons doen dit al. Is ons min, ons gaan hierdie Vrydag dit doen. En ek is toe heel opgewonde dat ons uiteindelik 'n paar vrouens bymekaar kan kry om te hoor hoe gaan dit met die res van die groepe. Maar so die Here 'n ander plan gehad en hier by Woensdag antwoord een van die vroutjies my en sê dat ons gaan op die ou einde 21 wees, want nog klomp mense het by haar aangemeld wat gaan kom. En ek is nie 'n groot spreker nie, ek voel nogals baie, as ek op die spot gesit word en die spotlight is, ek hou glad nie daarvan nie. En so die oggend toe ons nog gaan bid by die skool, stap ek saam met my seun en ek sê vir hom, ek voel bietjie geïntimideer deur vanmiddag en ek weet nie, ek sê toe vir hom, ek hou nie daarvan nie. Ek sê ek hou nie regtig van om voor mense te praat nie en ek voel net nie lekker vir hierdie ding nie. En ek sê ek dink regtig ek moet dit los. En my seun haak af en hy sê vir my, mamma, jy weet, Moses het ook so gevoel, nê? En ek besef net op daai oomblik dat ek is nou net soos Moses hier. Ek wil nou sê vir die Here, ek hou nie van praat vir mense nie en ek kan dit nie regtig doen nie, maar baie keer wil die Here mens werklik uit jou comfort zone uit kry en moet jy dit maar gaan doen. En die oggend het ek nou soos 'n baie geseënde oggend gehad om te bid en toe ek nou vir een van hulle daar ook vertel het hulle lekker gelag en gesê nee, die Here sal jou help, maar ek was in my hart bekommerd en gedink, Here, hoe gaan ek dit doen om voor almal nou werklik te praat en dit is vir my nie baie, dis nie kom nie natuurlik vir my nie. En lang storie kort, soos ons die Here ken, het hy werklik deurgekom vir my. Hy het dit so aangenaam gemaak. Dit was werklik 'n geseënde ontmoeting om weer almal te sien en by mekaar te wees en ons het op die ou en tot saam gebid en dit was so 'n geseënde en wonderlike oggend saam met die dames. En ja, ons was toe 21 in Deuteronomium 31 vers 8. En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Geseënde dag vir julle almal.